Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ons is besig met die reeks Gemaak vir meer. Nou die eerste kerk was Jesus se teenwoordigheid 'n teken van hoop. Jesus se boodskap het mense oortuig dat hulle nie meer slawe hoef te wees van hulle huidige sondige lewe wat hulle tans beleef nie. John Ortberg het dit so mooi gesê. Hy het gesê, "The Christian gospel insists that transformation of the human personality really is possible. Never easy, rarely quick, but possible." Wat John Ortberg hierso probeer sê is dat verandering kan plaasvind in enige iemand as gevolg van dit wat Jesus gedoen het. Hy verduidelik dat Jesus se lewensopoffering 'n lewensverandering binne ons kan genereer. Dit wil sê, die persoon wat op sy eie insig staat maak, kan 'n ommeswaai maak en 'n Jesus volgeling word. Die persoon wat sleg praat van ander, kan 'n ommeswaai kry en begin goed praat van ander. Die persoon wat vasgevang is in verslawing, kan vrykom daarvan. Die persoon wat humeurig is, kan begin lewensverandering laat plaasvind. En die vermoeide kan rus vind. Hierdie is die krag wat Jesus se aksie op die kruis vir ons as gelowiges kan bring. Nou net soos die Samaritaanse vrou by die put vir Jesus gevra het, "Gee my hierdie lewende water," vra ek en jy nou ook, "Here, gee ons hierdie lewende water, laat ons lewens kan verander, dat ons nie hoef slawe te wees van hierdie sondige lewenstyl wat ons huidiglik beleef nie." Maar net soos die Samaritaanse vrou, is daar 'n paar belangrike punte wat ons moet verstaan. Meeste Christene is van die opinie dat ons moet net probeer. En die meer ons probeer, die groter is die kans dat ons sal verander. Daar is so 'n spreekwoord in Afrikaans, probeer is die beste geweer. Maar dis nie die waarheid nie. Veral nie met jou verhouding met die Here nie. Jy gaan nie net verander bloot deur om net te probeer nie. Geestelike oefening is uiters belangrik as daar verandering in jou lewe moet plaasvind. Om jouself geestelik te oefen is nie 'n vreemde konsep in die Bybel nie. Kom ek lees vir ons hierso in 1 Timoteus 4 vers 7. Dit sê, "Maar van onheilige en sinlose verdigsels moet jy wegbly. Oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe." Twee belangrike dinge wat ons daar moet lees is 1, oefen en toewyding. Twee punte wat baie belangrik is in daardie vers is dat ons moet besef dat toewyding kom net wanneer ons oefen. 'n Volgende vers in Hebreërs 5 vers 14 sê, "Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen." Hoor hoe mooi hy sê hy daarso, ons geestesvermoëns is 'n resultaat van ons geestelike oefeninge. So dit is belangrik dat ek en jy besef, geestelike oefeninge is ongelooflik belangrik. Daar is geestelike oefeninge wat ons kan opmerk in Jesus se lewens, as ook die eerste gemeente in die Bybel. Ons sien 'n klomp goeders wat hulle gedoen het, wat ons kan inspireer om dieselfde te doen. 'n Eerste punt is afsondering en stilte. Ek lees vir ons hierso in Lukas 5 vers 16. "Hy het hom egter gereeld teruggetrek na afgeleë plekke en daar gebid." Die Message vertaling sê, "As often as possible, Jesus withdrew to out of the way places for prayer." Markus 6 vers 31 sê, "Daar was baie mense wat gedurig gekom en gegaan het, sodat Jesus en sy disippels selfs nie kans gehad het om iets te eet nie. Hy sê toe vir hulle, kom julle alleen saam na 'n stil plek toe en rus 'n bietjie." Jesus het homself gereeld afgesonder. Hy het na 'n stil plek gegaan en gaan bid.
Daar is soveel geraas in hierdie wêreld van ons, soveel stemme wat op ons skree, wat konstant ons aandag wil verdeel. Nou, dit is fisies onmoontlik vir ons om ons beste weergawe van onsself te wees as ons moeg is, as ons nie genoeg gerus het nie. Net so is dit fisies onmoontlik om jou beste weergawe van jouself te wees vir jou gesin, familie, werk of vriende as jy nie gereeld stil word en rus nie. Dis is die fisiese aspek van hierdie saak. Die geestelike aspek, nog 'n rede hoekom ons moet stil word, is wanneer ons so gejaag is, wanneer ons al hierdie dinge gedoen kry en ons, jy sien resultate raak van alles wat jy insit, al die tyd wat jy insit, lei dit jou om staat te maak op jouself. Nou, wanneer jy staat maak op jouself, is ons besig om onsself en ons ontwikkeling te beperk. Hoekom? Die Bybel is baie duidelik dat net God ons hart en ons denkpatrone kan vernuwe. Net God alleenlik kan dit doen. Nou, wanneer ons op onsself staat maak, kan God nie ons denkpatrone en ons harte verander nie, want ons bring dit nie na hom toe om dit te verander nie. Dit is wanneer ons stil word, afhanklik word van die Here, wat hy uiteindelik vir ons kan wys, wat is die regte manier om te dink en hoe ons harte moet lyk. So, ons moet leer om stil te word, sodat ons meer kan staat maak en afhanklik kan word van die Here as van onsself. 'n tweede oefening wat ons kan sien van Jesus in die eerste gemeente af, is vergenoegdheid. Nog 'n aktiwiteit in Jesus se lewe is dat die mense het in baie eenvoud gelewe. Hulle was spaarsamig, hulle was vergenoegd. Nou, ons almal ken die land van Ur. In die land van Ur wil ons beter, groter, vinniger, mooier. Maar in die land van Ur is daar nooit iemand wat gelukkiger is as iemand anders nie. En die rede hiervoor is daar is 'n konstante nood vir meer. Daar is hierdie konstante nood om nog ietsie beters te kry as wat ek nou het. En dit beteken, niks is ooit genoeg nie. Jy het miskien al jouself al daar gevind. Jy het gevind, ek is net konstant ongelukkig, want niks is nooit genoeg nie. Ek kry nou iets, ek kry nou die beste foon, maar dan kom maar 'n beter foon uit. Nou wil ek die beter foon hê. Ek lyk so, want ek het hard geoefen, maar is nie genoeg nie, want ek tel nie swaarder op nie, of ek lyk nie mooier nie. Daar is hierdie konstante nood vir nog. Nou, omdat niks ooit genoeg is nie, is ons weer aan die jaag om die volgende beste ding te kry. En omdat ons jaag, is ons besig om die regte dinge in ons lewens af te skeep. Maar dit is oukei om minder te hê. Jesus in die eerste gemeente nooi ons juis na 'n eenvoudiger lewe toe. Ek lees vir ons in Lukas 9 vers 58, het sê, toe sê Jesus vir hom, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eers eens 'n rusplek vir sy kop nie. Ek lees vir ons Handelinge 2 vanaf vers 46. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis, in die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Jesus en die eerste gemeente verstaan dat ware ontwikkeling vind plaas nie wanneer ons onsself druk vir die volgende beste ding nie, maar wanneer ons onsself vind in die teenwoordigheid van ander mense. Dit is juis wanneer ons vriende of ons kollegas sien reageer in sekere situasies wat dit ons inspireer om ons lewens te wil verander. As ons sien hoe mense hulle self hanteer of bestuur in moeilike tye, inspireer dit ons om dieselfde te wil doen. Nou,
as ons hulle sien en dit inspireer ons, wanneer ons die volgende beste ding jaag en die hele tyd hardloop na die volgende ding toe, wat ons dalk gelukkiger gaan maak as wat ons nou is, skeep ons tyd saam met ander mense af. In plaas van om tyd te maak om by mense te gaan kuier, werk ons liewer, want ons soek meer geld, want meer geld gaan ons meer dinge bring, en dan gaan ek gelukkiger wees. In plaas van om op Woensdae by mekaar te kom vir klein groepe, is daar baie mense wat liewers daardie tyd afskeep, sodat hulle groter en verder en vinniger kan word. Daar is 'n klomp mense wat besig is om tyd saam met ander af te skeep, sodat hulle konstant kan jaag. Nou, in vandag se les het ons geleer dat ware verandering vind plaas in die volgende punte. Heel eerstens is wanneer ons afhanklik word van God in tye van stilte. En 'n tweede punt is wanneer ons onsself vind tussen medegelowiges en hulle voorbeelde ons inspireer om ons lewenstyl te verander. Met dit in gedagte, kom ons gaan in die vrae en ons bespreek dit lekker saam. Tot volgende keer, totsiens.